Goeiemôre almal. Baie welkom by die erediens. Dit is so 'n lieflike dag. Ek dink dit sal nogals lekker gewees het om 'n openligdiens te hê. En die wind is stil. Ons sou dalk 'n hoedjie moes gehad het en 'n sonbril, maar ek dink dit sou lekker gewees het. Maar hier sit ook eintlik 'n bietjie koeler, so dis nie sleg nie. Baie welkom aan almal, ook die wat regstreeks inskakel. Baie welkom ook aan julle. En ja, ek kon gister die rugby gaan kyk het. Dis nie aldag dat hier rugby is nie, so ek het maar gaan kyk en die Stormers het daarom gewen, so dit was goed. Die Haie ondersteuners is ook baie bly. Die Haie het gewen vir die eerste keer in 'n lang tyd, so geluk ook aan hulle. Sal maar sien wat die Bulle vandag gaan doen. Maar ja, dit was heel lekker. En dit is ook maar onverwags hoe goed gebeur in die lewe, heel onverwags. Ek het verlede Sondag aand, toe ek nou 'n glas bak, ek wou nou nog bietjie iets geëet het. En toe die bak maak jy nou die deksel so toe, maar jy moet dit harder druk. En toe ek nou die bak so toe druk, toe bars die bak. Maar ek staan toe nou so voor die bak. Toe het 'n stuk glas my so op die been gesny. Weet nie regtig hoe nie, maar dit is so onverwags en dis maar hoe die lewe ook is. Ek hoef daarom nie steke te gekry het nie, maar ja, dit is maar 'n storie. Maar onverwags gebeur dit. Partykeer hoor mense ook iemand kry net slegte nuus of raak siek of val. Die lewe is maar baie onvoorspelbaar, maar ons is dankbaar dat ons hier saam kan wees, dat die Here ons ook deur hierdie week gedra het. Die hele jaar is agter ons, maar die Here se genade was groot en ons is dankbaar daarvoor, vir al die genade. Kom ons groet mekaar, ons is broers en susters in Christus, kom ons groet mekaar, sê vir mekaar welkom. Ek wil dan ook vra as jy 'n besoeker is en jy wil, steek asseblief jou hand op. Ons gee 'n kruisie wat sê welkom by Nooit Gedagte. Daar is ons hand. Sy baie welkom. Ons sien nog 'n handie. Daar is ons ook 'n hand. Waar is ons die ander hand? Dit sê baie welkom. Dit sê baie welkom aan almal. Mag die mense wat ons besoek ook sommer tuis voel hierso by ons. Jy kan daai slide wys van die wag, Justy. Daai 2 slides. Dit gaan dalk 'n bietjie klein wees, maar ek gaan dit lees en ek wil hê jy moet net dink, as jy nou hierdie goed hoor, dalk is daar so 1 of 2 wat by jou bly, maar dit kan jou help ook net om te dink aan 'n tyd toe jy moes wag vir iets. En was dit moeilik of was dit maklik? Want party goed is maklik om voor te wag, maar party goed is moeilik. Veral as jy onseker is, jy weet nie hoe lank jy gaan moet wag nie. Maar as jy byvoorbeeld sê nou maar as jy wag in 'n lang ry om inkopies te koop, dan kan jy daarom sien hoeveel mense is voor jou. Jy sien as daar vordering is. So ek gaan 'n paar lees, dan gesels jy net met die persoon langs jou. Dalk kom iets by jou op, of dalk wil jy net vertel van 'n keer toe jy moes wag vir iets. So as jy wag in 'n lang ry om inkopies te koop, as jy wag dat die pizza klaar bak, sodat jy kan eet, as jy wag vir jou salaris, as jy as al padwerke is en daar's 'n stop and go en jy moet wag, as jy wag vir Kersfees, soos ons nou, om lekker te eet en jou presente te kry, jou presente lê dalk onder die boom al, as jy wag vir die skoolvakansie om uiteindelik aan te breek, of as jy by binnelandse sake moet wag om 'n ID of 'n paspoort te kry. Dan sal ek gaan nou net vinnig hierdie ook lees. As jy in die verkeer sit en wag om by die huis te kom. As jy wag vir 'n uitslag oor jou gesondheid.
as jy wag om gesond te word van 'n siekte. Jy kan dalk nie oefen dan nie. As jy werkloos is en wag vir 'n werk en 'n inkomste. En as jy dalk iets aanlyn gekoop het en wag dat dit afgelewer moet word. So deel net met iemand, wanneer moes jy al gewag het vir iets? Dalk was dit onlangs, dalk was dit al 'n tyd terug. Was dit maklik, was dit moeilik? Ons dink net so bietjie daaroor. As jy alleen is, dink maar net self by jouself. Dit sal nou nogals interessant wees as mens nou kon hoor by 'n paar mense wat was die moeilikste ding waarvoor jy al gewag het. Dit was dalk 'n baie moeilike tyd, jy het dalk lank gewag. As ek nou dink in my lewe sal dit maar wees toe ek moes wag vir 'n werk, want jy weet, jy glo dit gaan kom, maar niemand kan sê wanneer nie. So jy weet, dit kan maande vat, dit kan jare vat. Jy het nie inkomste nie, dis moeilik. So, dalk het jy ook al so 'n moeilike wagtyd gehad. Wag is deel van die lewe, ook van ons as Christene se lewens. Ons gaan nie, jy gaan moet wag, iewers in jou lewe, meer as een keer, gaan jy moet wag. Dinge gebeur nie net dadelik en jy kry dadelik wat jy wil hê nie. En daai wag kan regtig 'n tyd wees van worstel, pleit by die Here, waar mens magteloos voel. Maar hierdie lied is 'n lied wat vir ons hoop gee. Wat 'n vriend het ons in Jesus. Dit is 'n belangrike herinnering ook as jy dalk nou wag. Jy is nie alleen nie, die Here is daar. Hy staan ons by. Ons kan met hom praat. Ons kan sê, Here, help my. Ons kan ons hart uitstort by die Here. Dit is ook wonderlik dat die Here omgee en luister. Jesus het geleef op aarde. Hy weet ook hierdie lewe is moeilik en kan baie hard wees. Kom ons sing hierdie lied saam, ons bly sit, dan sing ons. Dis nou die 3de Sondag van Advent en die woord Advent kom van die Latynse woord Adventus en dit beteken koms. So ons berei nou eintlik voor om Jesus se koms te vier. Jesus, die geboorte van Christus, daai misterie en daai wonder. Maar
ons weet ook Jesus gaan weer kom. So dit is die ander kant. Ons wag vir Kersfees, maar ons wag ook vir Jesus om weer te kom. Ons wag met 'n blye verwagting, want ons leef in 'n gebroke wêreld. Ons weet dinge is nie hoe dit moet wees nie, maar ons het hoop, want Jesus het gekom, hy is Immanuel, hy is God met ons, en hy gaan weer kom. Alles gaan goed eindig. So ons leef eintlik met hierdie spanning, dis 'n tussentyd, tussen Jesus se eerste koms en sy wederkoms. Dis 'n tyd waar ons ook nadink aan die verskillende geskenke wat ons by Christus kry. So die adventskrans help ons om dit te onthou. So elke week steek ons 'n kers aan. Die hoop en die vrede kerse brand nou al. En ons gaan vanoggend, jy kan vorentoe kom, dan gaan Colin vir ons die vreugdekers aansteek. Dit is by die Here waar ons ware vreugde kry. Ware hoop, ware vrede, maar ook ware vreugde. En 'n mens kan hierdie vreugde ervaar, ook al is die lewe moeilik en donker. Dit is nie net as dit maklik gaan nie. Want dit is nie in ons omstandighede, dit lê nie daarin nie, dis in die Here. So dis ook vir ons daai belangrike herinnering. Ons gaan 'n beurtspraak saam doen vandag hier op die 3de Sondag van Advent. So ek lees die gedeelte langs voorganger en julle die gedeelte langs gemeente. Vandag is die 3de Sondag van Advent, die Sondag van vreugde. Hierdie kers wat ons vandag aangesteek het, herinner ons daaraan dat Christus reeds gekom het en dat hy eendag weer sal kom. Hy gaan die werk waarmee hy begin het en elke dag mee besig is, kom klaarmaak. Ons dank God vir die hoop wat ons van hom ontvang, vir die vrede wat hy ons skenk en vir die vreugde wat hy in ons hart uitstort. En my wens is die volgende, dit kom uit Romeine 15 vers 13. Mag God die bron van hoop, julle deur julle geloof, met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. In Filippense 4 vers 4 hoor ons, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Broers en susters in Christus, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Ons dank U, Here Jesus, dat U gekom het om vir ons blydskap te bring. Ons het dit so nodig in hierdie dae van treurige nuus in die wêreld. Ons bely dat ons so dikwels blind staar op al die slegte nuus wat ons hoor, op al die slegte dinge wat ons beleef, dat ons die vreugde wat U koms gebring het, miskyk. Daarom loop ons met hangskouers en lang gesigte rond en skud ons die kop. In plaas daarvan dat ons regop staan, koningskinders in hierdie wêreld, gekoop met die bloed van die lam. Ons bid vanoggend vir hulle wat nie vandag bly is nie, maar hartseer. Hulle wat in die dae so bewus is van die dierbare, wat vanjaar nie weer die Kerstyd saam met hulle sal vier nie, omdat hy of sy nie meer daar is nie. Hulle wat in die dae te min het om selfs 'n Kersmaal te kan eet. Hulle wat eensaam is en niemand het om mee bly te wees nie. Hulle wat siek en swak is. Hulle wat radeloos is omdat daar nie werk is nie. Ons kom bid vir hulle almal.
O Jesus, bron van al ons vreugde, U wat gekom het, sodat ons die lewe kan hê, en dit in oorvloed, hoor ons gebed. Here Jesus, U wat die weg en die waarheid en die lewe is, U wat vir almal wat vermoeid en belas is, rus wil gee. U wat gesê het, dat U las en U juk sag is. Ons bid dat mense U sal ontmoet as hulle verlosser, sodat hulle saam met ons die knie voor U kan buig en kan bely. Jesus is Here, tot lof van God die Vader. O Seun van God, U wat gekom het om te kom soek en red wat verlore is, hoor ons gebed. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Nou, ek het so 'n paar jaar terug in die koerant het hulle gesê, dit gaan maar 'n treurige Kersfees wees, daai jaar nou. Ek kan nou nie presies onthou wat se jaar nie, want die mense het minder geld om te kan koop. En dit is 'n fout wat mens kan maak, dat Kersfees en die sukses daarvan, kan mens nou maar sê, of jou vreugde afhang van wat kan jy koop. Want dis wat ons baie hoor in die winkels, jy moet koop. Daar's specials, koop. Dit is ook lekker om 'n geskenk te gee en te ontvang, maar ons vreugde lê in die Here. As ons die vreugde in Hom vind, dan gaan die grootste geskenk ook nie dit gee nie. So ons moet dit onthou, ons vreugde is in die Here. Ons gaan nou die lied saam sing, die Heiland is gebore. Ons gaan staan en dan sing ons vers 1 tot 2 saam. Dit help nou as hier so 'n dominee ook is in die diens, wat wakker is en wat dalk sien as 'n kers dalk doodgaan. So dankie, ek het eers gesien nie. Dis maar nog 'n nuwe kers, so dan moet hy eers bietjie ingebrand word. Maar selfs al gaan die kerse dood, daar is nog steeds hoop. Ons het nog steeds vreugde wat ons by die Here kry. Die duisternis kan nie die lig uitdoof nie. So dit gee vir ons regtig vreugde om dit te weet. Maak nie saak wat gebeur nie, niks kan vir God keer nie. So dit moet ons glo en weet. Nou daar was 'n bejaarde man, hy het bekend gestaan as 'n baie geduldige man. Is nie almal wat geduldig is nie, dis baie keer baie moeilik, maar hy was geduldig. En toe vra 'n vriend van hom, maar hoe is hy so geduldig? En ek dink nou Andre, jy kan daai vlag dalk afval as hy op pla, want ek sien hy kom so al voor hom soms met die wind, dan moet jy nou maar koes. Hy sê toe nee, hy het gebid vir geduld. En die ding is nou, as mens bid, moet mens ook besef, jy gaan dalk dit kry wat jy voor vra. So ek het ook al gevra, ek het juis in daai tyd,
toe ek nou moes aansoek doen, en juist voor dit het ek gesê, Here, ek wil ook meer geduldig wees, en toe moes ek nou lank wag, so mens moet besef, dit kan gebeur dalk, maar hy bid toe, hy wil geduldig wees, Here, maak my meer geduldig, en toe kry hy 'n vrou, en sy vrou het baie lank gevat om klaar te maak, so hy sê, na 50 jaar van wag, het hy nou maar geleer om geduldig te wees, hy kon nou nie meer anders nie, so, daar's verskillende maniere hoe mens geduld kan aanleer, maar hoe is dit vir jou om geduldig te wees? Geduldig te wag, is dit maklik of is dit moeilik? In die algemeen nou, ek weet sekere tye is dit baie moeiliker as ander, maar dalk is jy 'n geduldige mens, maar nie almal is nie. Dis moeilik as 'n mens, as jy byvoorbeeld wag en jy is onseker, jy is nie in beheer nie, jy voel magteloos. Jy kan maar net die Here vertrou dan. Daar is nie iets anders wat jy daar kan doen nie. Dis moeilik. Maar ons leef in 'n wêreld wat ons aanjaag. Dinge moet vinnig gebeur. Dit moet nou gebeur. Dis eintlik 'n nou kultuur, kan mens sê. Mense wil nie wag nie. Dis hoekom daar die kitskoswinkels takeaways is so gewild, want dit is vinnig. Jy hoef nie lank te wag nie. En as jy bietjie moet wag, as dit nie dadelik kom nie, dan sê jy so half, maar hoekom? Waar is die kos? Die internet raak al hoe vinniger. Alles moet vinnig gebeur. Die fone, alles raak vinniger. So, die wêreld vorm ons so. Tyd is kosbaar, tyd is geld. Moenie tyd mors nie. Dit maak dat ons hastig is. En om dan geduldig te moet wag is baie moeilik. Om ook tot rus te kom is baie moeilik. En dis 'n groot gevaar, want ons kan nie heeltyd jaag en besig wees. Die mens moet rus. Jy moet ook tyd met die Here spandeer. Kan nie net besig wees heeltyd nie. Die ander ding is ook, ons het nie beheer oor alles nie, so jy moet met tye wag. Jy kan nie anders nie. So ons moet dit aanleer. Ons moet kan wag ook. Vanoggend gaan ons uit Jakobus 5 vers 7 tot 11 lees, en dit gaan daaroor om geduldig te wag. Om geduldig te wag en te volhard totdat die Here kom. Dit is ook een ding waarvoor ons wag. Ons weet die Here gaan kom, maar ons wag geduldig. Ons moet geduldig wag daarvoor. Kom ons bid saam. Here, dit is soms baie moeilik om te wag. Ons hou daarvan, maar baie keer dikwels om self in beheer te wees, om self te kan bepaal wat ons wil doen wanneer. Dit is moeilik om te wag, om oor te gee, om U te vertrou, veral as dit vir 'n tyd lank aangaan. Partykeer wonder ons dan, gaan dit ooit kom? Soos jy doen aansoek vir 'n werk, maar jy wag, dit kom nie. Jy hoor nee. Dit kan mens moedeloos maak. Maar Here, ons moet leer wag, ons moet U vertrou. Ons is meer geduldig as ons U vertrou. Here, help ons daarmee. Help ons om te onthou, U is betroubaar. U weet wat is die beste vir ons. Here, dankie dat ons ook hierdie dinge kan vra. Op ons eie kan ons nie, maar ons kan vra, kom Heilige Gees, versterk ons geloof. Help ons om ons oog op Christus te hou. Ook as dit moeilik gaan, as mens swaar kry, is dit moeilik om geduldig te volhard. Maar met U hulp, Here, kan ons. Dankie dat U ons bystaan, liefhet, dat U genadig en barmhartig is. Ons bid dat ons, as ons uit die woord uit gaan lees, dat U ook daardeur met ons sal praat en ons geloof sal versterk en vir ons vreugde sal gee, hoop, vrede. Dankie Here, ons vra dit alles in Jesus naam. Amen. Ek wil net so 'n bietjie agtergrond gee oor Jakobus. Dis 'n omsendbrief wat gerig is aan Joodse Christene wat wyd oor die Romeinse provinsies verspreid was. En baie van hulle, die meeste was arm. En daar was 'n paar rykes onder hulle, maar die meeste was arm.
En ryk mense het hulle uitgebuit. So dit het hulle baie laat swaar kry. Jy is mos nou maar eintlik dan magteloos. Ryk mense kan jou maklik uitbuit as jy arm is. Nou, dit is die een ding. Die ander ding is hierdie Christene, hierdie Joodse Christene was in konflik. Rondom hulle was daar botsings en risies, maar tussen hulle was daar bekleierery en verdeeldheid. En dit affekteer mense ook in die binnekant. So in die binnekant was hulle ook verward en verskeer. Dit was nie 'n goeie plek. As daar heeltyd konflik is dit nie 'n goeie kultuur nie. En hulle het nie eintlik geweet wat om te doen nie. Hulle het wysheid nodig gehad. Maar wat hulle ook nie besef het nie, hulle was eintlik die oorsaak, die hoofoorsaak van hulle eie probleme. En dit was, hulle het nie gedoen wat hulle gehoor het nie. Hulle het nie hulle geloof uitgeleef nie, prakties nie. Die mens kan nie net hoor nie, jy moet doen ook as 'n Christen. Dit is 'n lewende geloof wat uitgeleef moet word. So Jakobus wil hulle help om dit te besef, maar hy wil ook hulle help om prakties hulle geloof uit te leef. So hy praat ook oor baie praktiese sake, om hulle dan nou te help, wat beteken dit, hoe moet ons geloof uitleef. Hy wil hê hulle moet wysheid hê, en hulle moet volhard. So Jakobus sluit ook baie aan by Jesus se onderrig in die bergrede, maar dit stem ook baie ooreen met die Joodse wysheidsliteratuur. So dis nou net vir so 'n bietjie agtergrond. Kom ons lees hierdie gedeelte saam. Jakobus 5 vers 7 tot 11. Wag dan geduldig, broers, totdat die Here kom. Let op hoe die boer wag vir die kosbare oes wat die land oplewer. Hy wag geduldig daarvoor totdat dit die vroeë en die laat reëns gekry het. Julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. Moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Wil maar net noem dit beteken eintlik medegelowiges. Dit is nou nie net die mans as hy sê broers nie. Dit was maar meer 'n manier van praat daai tyd. Sodat julle nie veroordeel word nie. Die regter staan al voor die deur. Broers, neem die profete wat in die naam van die Here gepraat het as voorbeelde van lyding en geduld. Ons noem hulle geseënd omdat hulle volhard het. Julle het gehoor van die volharding van Job en julle het gesien waarop die Here dit laat uitloop het. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. Ons lees net tot sover. Nou, as 'n mens nou dink, dalk is jy lief vir tuin maak, jy het al 'n bietjie groente geplant en so aan. As mens, of chilies of wat ook al, as jy dit plant, dan weet jy gaan nie môre al dit kan oes nie. Dit vat tyd, jy moet wag. Daar's goed wat jy kan doen, soos jy kan die grond voorberei, jy moet kyk wat se seisoen is dit, jy moet water gee, jy moet bemesting, kunsmis en goed gee, en so voort. Dan moet jy nou dalk as die plantjie opkom, die slakke weghou en so voort. Maar jy kan nie dit vinniger laat groei nie. Jy moet maar geduldig wees. As jy te veel kunsmis gee of te veel water, dan gaan die plantjies dood. So jy moet geduldig wees. Dit verg eintlik nogals dissipline. En dit is lekker as jy op die ou einde dit kan oes of dit kan eet. En jy weet jy het dit self gedoen. Maar dit vat tyd. Party vat nou langer as ander tyd. Nou, mense wat dit ook weet is boere. Veral as mens nou ook kyk na saaiboere. Maar ek dink alle boere moet maar kan wag. Jy moet maar geduldig wees. Boere is mense wat soms baie uitdagings moet deurmaak. Ons weet in ons land ook hoe swaar boere soms kry. Dit is nie 'n maklike beroep nie, maar hulle weet van geduldig wag. Daar op die skerm is 'n paar foto's van as daar nou erge droogte is
En dit gebeur baie in ons land. Partykeer is al lang tye droogte. Dan dit is baie moeilik. Jy verloor dalk jou oes of 'n groot deel van jou oes of jou beeste vrek. Jy kan nie meer voer bekostig nie. Jy kan later nie meer geld leen nie. Dit is baie moeilik. Daar's baie buite jou beheer ook. Maar 'n saaiboer weet dit. Hulle kan nie vandag saai en môre oes nie. Dit vat tyd. Hulle moet geduld hê. Hulle kan ook sekere goed doen, soos byvoorbeeld jy doen beplanning. Jy moet besluit wat gaan jy saai en hoeveel en waar op jou grond ensovoorts. So daar gaan baie werk in, die voorbereiding. Dan moet ons nou die grond moet voorberei word. Jy moet saai, jy moet die water, jy moet probeer water opvang, maar jy moet ook dan moet jy nou ook bemesting gee en al sulke tipe goed. Dan voor jy oes, dan sal voorbereidings en dan kan jy nou oes. Maar in daai tyd moet jy ook wag vir die reën. Jy kan nie die reën laat kom nie. Jy kan bid, jy kan glo, maar jy moet wag vir dit. En as dit nie reën nie, is daar moeilikheid. Dit is die werklikheid. So daar's goed wat jy kan doen, maar daar is ook goed buite jou beheer. Die moeilike ding is soms ook, jy het 'n wonderlike oes, dan kom 'n storm of al kom haal, dan verloor jy dalk baie. Maar 'n boer volhard, 'n boer moet aanhou ten spyte van sulke uitdagings. Jy moet maar kyk wat kan jy doen, wat se risiko bestuur jy kan doen. Maar dit is moeilik. Mense hoor stories waar boere sê ek kan nie meer nie. Dit is verskriklik erg. Dis 'n baie moeilike ding. Nou in vanoggend se gedeelte, dit kom nou na Jakobus 5 vers 1 tot 6. En daar's die rykes nou veroordeel en gewaarsku. Mense moet nou onthou die meeste van die Christene aan wie dit gerig is, Jakobus gerig is, was arm, hulle het swaar gekry. En in daai vers 1 tot 6 hoor mens die Here is op pad, is aan die wederkoms, dit gaan kom, daar gaan oordeel kom. Dit moet mens besef, is die eindtyd. En dit is dwaas om in hierdie eindtyd skatte te wil bymekaar maak op aarde. As dit jou fokus is en jy doen dit dalk op verkeerde maniere, dis dwaas, jy gaan geoordeel word dan, as dit jou lewensfokus is, as dit waar die lewe gaan. So die ryk mense word so gewaarsku. Nou, as mens, dan kom ons nou by vanoggend se gedeelte. Maar as jy swaar kry, as jy uitgebuit word deur ryk mense, dan kan dit gebeur dat jy ongeduldig raak. Want dit is, hierdie swaar kry is net te veel. Jy wil dit stop. Jy wil dalk sake in jou eie hande neem. Dit kan jou baie ongeduldig maak. Maar dan in vanoggend se gedeelte, dan word hulle nou in vers 7 geroep. Eintlik gehelp, hoe moet jy leef in hierdie tyd wat jy wag vir die Here om te kom? Die regte manier is nie om ongeduldig te wees nie. Dit is nie om self teen die ryk mense nou geweldig te gaan optree nie. Van hulle het begin wonder, moet ons nie dalk hulle gaan doodmaak, hierdie ryk mense wat ons so laat swaar kry nie. Gaan dit nie beter wees nie? Gaan dit nie God se koninkryk vinniger laat kom nie? Dit is die vraag waarmee baie gesit het. Maar hulle word gehelp om te sê nee, jy moet geduldig wag. Ons gaan 'n bietjie verder oor daai dink, ook in ons eie situasie. Maar dit kan mens kan nou dink as hulle so swaar kry, hulle word onderdruk en hulle weet nou Jesus gaan kom, kan dit nogals moeilik raak as jy voel, maar Jesus kom nie. Hulle het verwag Jesus gaan in hulle in hierdie generasie wat nou leef, se leeftyd kom. Maar nou kom hy nie. Wat gaan ons nou kan doen om dit net beter te maak? Maar geweld is nie die regte houding nie. Hulle moet geduld hê, hulle moet wag, hulle moet glo en moed hou. Jesus gaan kom. Hy gaan kom oordeel. Hy gaan die armes wat onderdruk word kom bevry.
Hy gaan alle slegte goed tot 'n einde bring. Maar as mens dit vergeet, dan raak jy of moedeloos of kwaad of ongeduldig. Vandag ook nog. As mens dit vergeet, as jy net vaskyk aan wat sleg en verkeerd is, dit kan jou baie negatief en kwaad en ongeduldig maak. So die Here gaan alles kom regstel. Nou ons leef in 'n gebroke wêreld. Hier's korrupsie, hier's wanbestuur, dit is hartseer wat ons aangaan. Ons weet dit, ons hoor dit in die nuus ook gereeld. Verskriklike goed wat gebeur. Die probleem kom, soos ons nou gesê het verlede Sondag, soos Karel Barth gesê het, ons moet die Bybel en die Koran lees. Ons moet die Bybel lees, dit is baie belangrik. Maar ons moet ook die Koran lees, ons moet weet wat gaan aan in die wêreld. Ons moet weet wat se uitdagings is daar. Ons moenie alles probeer vergeet en ons lees net die Bybel nie. Ons hoor daar ook goed en die Here praat ook daardeur met ons en dan kan mens ook bid vir daai goed. Ons moenie net die Koran lees nie, want dan gaan jy moedeloos raak. Maar as mens heeltyd fokus op die probleme en wat negatief is, dan beïnvloed dit jou. Dan leef ons uit die probleemnarratief. Jy raak ongeduldig, jy raak kwaad, jy raak gefrustreerd. En hierdie ongeduld kom dan uit in mense lewe. Jy raak 'n ongeduldige mens, want jy's frustreerd en jy's kwaad oor alles wat sleg en verkeerd is. Jy's ook ongeduldig dalk in jou verhoudings, want daai frustrasie kom uit. Dis soos 'n ysberg, die goed daaronder kom uit bo. So daar is ons moenie ontken wat aangaan nie, maar ons alternatief is om te onthou, wie is die Here? Die Here is teenwoordig, hy's aan die werk. Hy gaan kom. Ons moenie dink dit is nie so nie, hy is in beheer. Dit maak ons eintlik 'n bietjie meer geduldig. Maar dit beteken nie ons mag nie sê as goed verkeerd is of ons mag nie uitroep tot die Here nie. Ons moet, want daar is baie onreg. Ons kan nie dit maar net goedkeur nie. Maar ons lewe uit ons verhouding met die Here. Ons lewe met hoop, al gaan dit soms baie moeilik. So dit gaan baie oor waarop fokus ons die meeste van die tyd. Is ons fokus op die Here, het ons gewoontes wat ons help om op hom te fokus, of fokus ons op die wêreld? Dit is wat ons lewe bepaal. Ek dink dit is ook hoe Jakobus hulle wou help. Hou die fokus op die Here. Hy gaan kom. Dit is nie, hierdie lyding gaan nie vir altyd aanhou nie. Maar moenie nou, omdat jy swaar kry, op die verkeerde pad gaan en verkeerde goed doen, wat jy self gaan benadeel nie. So, mens kan ook weet dat, daar is 'n hoopvolle alternatief, maar om sy punte in vers 7 te illustreer, daai punt van om geduldig te wag, dan verwys Jakobus na die boer wat geduldig wag vir die kosbare oes. Hy het daai oes nodig, dit is waar sy inkomste vandaan kom, soos 'n kosbare oes, maar hy moet wag daarvoor. Hy moet ook wag vir die reën, die vroeë en die laat reëns, totdat dit gekom het. Jy kan nie die reën vinniger laat kom, jy moet wag. Hy moet wag vir daai oes. So dis 'n manier hoe hy sy gehoor inspireer om geduldig te wag. Wag geduldig soos wat 'n boer moet doen. Die boodskap vertaling sê, hy saai saad en wag dan vir die reën, vandat dit in die begin van die seisoen begin val, totdat die laaste druppel klaar geval het aan die einde van die seisoen. Dit vat tyd. Jy moet wag vir daai reën om te kom. Nou, daar word gesê dat in daai tyd het 3/4 van die jaarlikse reënval het in die maande van Desember tot Februarie geval. Die reën in die begin en die einde van die groeiseisoen was die belangrikste. Die vroeë reën het in die tydperk van middel Oktober tot middel November geval en die laat reënval het hoofsaaklik in die middel van Desember tot middel Januarie geval. Maar reën in die tydperk tussen Maart en April was veral belangrik
vir die lenteoes om ryp te word. So hulle moes regtig wag vir daai reenseisoen vir al daai reën om te kom. As in 'n sekere sin het jy nie beheer dan, jy moet wag. Dis wat jy moet doen. In vers 8 dan sluit Jakobus nou weer aan by vers 7. Hy roep hulle weer en hy bemoedig hulle om geduldig te wag, want in vers 8 sê hy, julle moet ook geduldig wag en moed hou, want dit is nie meer lank nie, dan kom die Here. So hy sê vir hulle eintlik, dis die eindtyd. Hy gee nie vir hulle spesifieke tyd nie, wanneer Jesus gaan kom nie, want niemand weet dit nie, maar dit is die eindtyd. Hulle het verwag, Jesus gaan in hulle generasie kom, so hy sê vir hulle, dis nie meer lank nie. As jy weet, iets is nie meer so lank nie, dan kan jy wag vir dit. Jy weet mos nou dit gaan kom. So, hy het hulle so bemoedig. Dit is nie meer lank nie, die lyding gaan tot 'n einde kom, hou aan wag. Die Jesus gaan kom. So hulle kan met hoop en moed lewe, maar dit help hulle ook, dit het hulle ook gehelp om met die regte houding te lewe, terwyl hulle wag. Wag met geduld. Hy gaan kom, moet dit nie vergeet nie. Nou dit gee vir ons ook hoop. Niemand weet wanneer Jesus presies gaan kom nie, maar ons leef ook in die eindtyd. Ons hoor byvoorbeeld in Handelinge 2 vers 20 en Hebreërs 1 vers 1 tot 2. Daar word ons geleer dat die laaste dae aangebreek het toe Jesus gekom het en toe die Heilige Gees uitgestort is. So dit is die laaste dae, dis die eindtyd. Maar ons weet nie wanneer Jesus gaan kom nie. Moenie probeer datums vasstel en so nie. Ons weet nie. Ons gaan ook nie weet presies nie. Ons moet net weet hy gaan kom. Ons moet nie dit vergeet nie. Ons moet gereed wees. Ons moet onthou al die slegte goed, die ongeregtighede gaan tot 'n einde kom. Alles gaan goed eindig. Dit gee vir ons moed, ook in Suid-Afrika waar daar baie uitdagings is. As ons dit vergeet, gaan ons dalk ook self wil aksie neem. Ons gaan dalk net heeltyd kwaad wees. En dit is nie goed nie. Dis nie hoe ons moet lewe nie. As jy heeltyd kwaad is, kan jy ook nie regtig lief hê. Of as jy heeltyd ongeduldig is, gaan jy nie regtig kan lief wees vir ander nie. Dit neem jou lewe oor. So, ons moet dit onthou. Jesus gaan weer kom. Alles gaan goed eindig. Ons moet onsself maar daaraan herinner. Jesus is in beheer. Nou, dis nie goed as 'n mens heeltyd kla nie. Jy ken dalk iemand wat 'n klaakous is. Heeltyd negatief, kla oor alles, vind fout met alles. Mens kan kla ook. Partykeer maak mens die fout en dink ek mag nie sê as dit sleg gaan nie. Dit gaan altyd goed, dit doen nie. Mens moet nie vals wees. Mens kan sê dis regtig 'n moeilike tyd in my lewe. Dis regtig 'n donker tyd. Maar mens moet nie heeltyd kla en jy's net negatief. Mens moet vanuit daai hoop leef wat mens in die Here kry. Dit help ons. Maar wat Jakobus nou vir hulle in vers 9 sê hulle nie moet doen nie, is om nie oor mekaar te kla nie. Want as jy ongeduldig is, soos wat van hierdie Joodse Christene was, dan kla jy oor alles en dan later dan spoel dit oor na ander mense. So dan later kla jy oor jou mede-Christene somme ook, want jy is gefrustreerd. Dis nie goed nie. Dit maak die kultuur sleg as jy heeltyd stories aandra oor ander en kla oor hulle. Dit is afbreekend. Dit bou nie die liggaam van Christus op nie. So hy sê in vers 9, moenie oor mekaar kla nie, broers, sodat julle nie veroordeel word nie. Dit is nogals iets wat mens moet hoor, dat daar's 'n waarskuwing. As jy heeltyd kla oor ander, gaan jy veroordeel word. As jy so afbreekend is oor ander. Die regter staan al voor die deur. So hy sê ook vir hulle, die oordeel kom binnekort. Leef reg. Onthou dit, maar leef ook reg. Moenie dat die moeilike omstandighede jou verkeerde goed laat doen, soos om heeltyd te kla nie. So dit begin dalk alles by, jy fokus net op jou eie uitdagings. Dan raak jy negatief,
later kla jy oor alles en almal en dit help nie. So die arm gelowiges wat swaar gekry het, moes 'n keuse maak. Gaan ons luister na wat Jakobus sê? Gaan ons geduldig wag of gaan ons ongeduldig wees en op die verkeerde pad gaan? Ons het elkeen ook 'n keuse. Gaan ons geduldig wag? Gaan ons onthou Jesus is in beheer? Gaan ons hom vertrou of gaan ons ongeduldig wees? Ons moet ook vra, wat bou die liggaam van Christus op? So Jakobus wys 'n beter weg as om ongeduldig te wees en te kla. Ek moet sê, om ongeduldig te wees, maak die lewe eintlik ook nie lekker nie, want jy's heeltyd gejaag. Jy's nie rustig nie. Ons moet werk aan dit. Ons moet meer geduldig wees. Vir mense om jou is dit ook nie lekker nie. Die lewe kan hard wees, maar kom ons vind ons hoop in die Here. Kom ons onthou dat hy gaan kom. Niks gaan hom kan keer nie. Daar is nou nog 2 maniere, ek wil net daarmee afsluit, vers 10 en vers 11, dan bemoedig Jakobus hulle nou om te wag geduldig en te volhard. En hy doen dit eerstens met die profete. Hulle het in die naam van die Here gepraat, hulle het God se boodskap gebring, hulle het mense gewaarsku, hulle het mense probeer help om op die regte pad te kom, maar baie kere, meestal, wou mense nie hoor nie, het hulle nie geluister nie, het hulle en hulle boodskap verwerp. So hulle het baie swaar gekry, juis omdat hulle hierdie roeping uitleef wat die Here van hulle vra. Maar hulle het volhard, hulle het nie opgehou nie. En dan verwys hy in vers 11 na Job. Job het ook baie swaar gekry. Hy het ook nie niks gedoen nie. Hy het gewag, maar hy het ook geworstel met die Here. Hy het ook gepleit. Maar sy geduld het daarin gelê, hy het vasgehou aan die Here. Hy het nie die Here gelos toe dit moeilik gaan nie. Toe hy nie kon sien nie, toe dit donker was nie. Hy het na die Here toe gegaan. Mens sien dit baie as jy nou van die psalms ook lees. Soos Dawid, hy het uitgeroep na die Here, hy het geworstel, maar hy het met die Here gaan praat. Hy het nie van die Here af weggegaan as dit moeilik gegaan het nie. Dis wat ons ook moet doen. Dis wat Job ook gedoen het. So hy het God vertrou, ondanks al die ellende. Hy het vasgehou aan die Here. Dis wat ons ook moet doen. Die Here laat ons nie in die steek nie, hy los ons nie. Ons moet dit onthou, ook met ons gemeente, ons moet God vertrou, al is daar finansiële uitdagings, hy gaan ons ook nie los nie. Dit word nie altyd dadelik opgelos nie, maar tog het die Here ons nou weer deur nog 'n jaar gedra. So ons is baie dankbaar daarvoor. Kom ons vertrou die Here en kom ons onthou wat ons ook hoor in hierdie gedeelte. Die Here is immers ryk aan barmhartigheid en ontferming. As dit moeilik gaan, moet mens daaraan herinner. Die Here is goed vir ons, hy is lief vir ons, hy is barmhartig, hy gee om, hy gaan nie vir ons goed laat doen wat sleg is vir ons en ons los nie. Selfs al gaan ons deur 'n baie moeilike tyd, dan kan die Here dit ook gebruik om ons nader aan hom te bring, om te groei in die geloof. So, dit gaan net oor hoe sien ons dit wat gebeur, met watter perspektief kyk ons na alles. Die gevaar is dat mens blind staar teenoor jou swaar kry. Kom ons bid saam. Here, ons hoor hier vandag weer dat soos 'n boer moet ons deel doen. Daar's werk wat ons moet doen. Ons wag nie maar net passief en sit agteroor en onttrek ons van die wêreld nie. Ons moet saai, ons moet sekere goed doen, Here, soos 'n boer. Maar ons moet ook U vertrou. Ons moet weet en glo U gaan die reën gee. U gaan daai saad wat ons plant laat groei. Ons het nie beheer daaroor nie, Here, maar ons is U gestuurdes. Ons het tyd om mense te vertel van U. Dit is genade tyd wat U nog gee, dat mense van U kan hoor en kan bekeer en glo.
Partykeer weet ons nie, Here, hoekom ons soveel swaar kry is nie. Dit is so erg, dit kan mens oorweldig. Maar help ons om nog steeds te onthou, U is in beheer. U gaan kom. Ons moet nie self alles probeer regryk nie. Ons kan nie. Ons kan verskil maak, ons kan dinge beter maak. Maar U is die een wat gaan oordeel. U is die een wat al die verkeerde goed gaan regstel. Die wat goddeloos is en boos is, gaan die gevolge moet dra daarvoor, Here. Help ons om dit te onthou. Here, maar help ons ook om te onthou, U is genadig. Here, help ons ook om genadig te wees, om mense uit te nooi, om na die lig toe te kom, na U toe. Here, daar's baie swaar kry, mense wat alleen is en moedeloos is. Dankie, Here, dat U ook vir ons soms gebruik om sulke mense te bemoedig. U stuur ons soms oor hulle paaie. Help ons om daai geleenthede raak te sien. Dankie, Here, dat U ons bron van hoop is. En met U het ons hoop, maak nie saak wat nie. Help ons om ons vreugde in U te vind. En help ons om hierdie goed ook te deel met ander. Hoop, vrede, vreugde, liefde. Maar ook vir U. Dat ons U sal bekend maak aan ander. Dat ons sal lewe vir U. Ons bid dit alles in Jesus naam. Amen. Daar is nou geleentheid vir die gee van die dankoffers en 'n paar afkondigings gaan ook dan gedeel word. Ons bid net saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en prys U vir die goedheid. Heer, baie dankie dat ons die voorreg het om ook ons dankoffers te bring. Dankie dat ons ook weet, U sal ons wysheid gee hoe om dit aan te wend, waar dit ook nodig is. In Jesus naam, amen.
Goeiemôre, liewe vriende. In verband met die Kersdag ete, baie dankie vir almal wat al reeds gesê het, ons gaan vir julle ete bring. Maar dan wil ek ook nou sê, baie dankie vir almal wat al gesê het, hulle gaan help. Ons het nou genoeg helpers. Baie dankie vir die wat nog beplan het om te kom sê, baie dankie. Dit is 'n wonderlike geleentheid vir ons gemeente om liefde te betuig, en mense sien al uit na die ete. Maar ons het nog genoeg helpers. Baie dankie en alles wat mooi is vir julle. Daar sê, kom ons kyk na 'n paar afkondigings. Kyk maar, let maar op die datums en ook die tye van die dienste wat nou hier na die einde van die jaar toe op die afkondigings verskyn. Onthou die kerkkantoor is toe tot die 9de Januarie. Ons vra maar weer, as die nuwe intrekkers is daar, voor in die portaal is daar 'n vormpie, as jy vir ons dit kan invul, sodat die nodige administrasie kan afgehandel word. En dan as jy nog nie op die gemeente se kommunikasie WhatsApp groep is nie, skakel vir aan so asseblief. Baie inligting word daar deurgegee en dit is goed as 'n ou op die groep kan wees. Ek het 2 verjaarsdae vandag, Denise Koetser en Angelina de Vos, sien ek, hulle is nie hier nie, maar baie geluk en ook almal wat in die week verjaar, mag julle werklik ook in hierdie week wat voorlê, in die nuwe lewensjaar, God se liefde ervaar en ook soos Dominee net ook gesê het, dat ons ook God se tyd sal in ag neem. Sy tyd is nie ons tyd nie. Baie dankie. En as kies tog bid vir almal wat siek is. Ons weet nie wie almal is nie, maar die Here weet wie hulle is. Iemand wat eensaam is, hulle wat hartseer is vandag dalk, hulle wat dalk bekommerd is. Kom ons dra al die persone aan die Here op vir sy liefde, vir sy nabyheid. Dankie. Daar is 'n paar kinders, daar's 3 kinders van huis 4 van MTR Smit wat nie iewers gaan die vakansie nie, en dan so nou 2 kinders van 'n ander huis wat ook by hulle bly, en daar's 'n pa en seun in ons gemeente wat Dinsdag die 16de vir hulle gaan vat om nou bietjie te gaan visvang by Swartkops. Maar as jy dalk wil saamkom, laat weet my. Dalk hou jy van visvang, dalk het jy 'n visstok, dan kan jy saamkom. Ek dink dit gaan baie lekker wees. En van hulle het dan nog nooit vis gevang nie, of dalk almal. So dit gaan ook vir hulle, dink ek, wonderlik wees om dalk hulle eerste vis te vang. So jy kan my net laat weet. Ons gaan nou die lied sing as hy weer kom. Ons sing net vers 1. Kom ons staan en sing vers 1. Ontvang die seën van die Here. God se hoop is vir jou 'n anker te midde van die hopeloosheid van die wêreld. God se vrede hou oor jou hart en verstand die wag. God se vreugde dra jou ook deur hartseer tye. Mag God se liefde vir jou so 'n werklikheid wees dat ander God in jou sal beleef. Amen. En dan sing ons amen.